In die nuus, 'n jagtog in die Vrystaat eindig tragies vir 'n 12-jarige meisie. Liam Jacobs doen die flip-flop van die jaar en Petro styg vandag tot sy hoogste vlak ooit. Goeiemôre, baie welkom hier by Nuuspot. Dis Dinsdag 2 Junie en hier volg die nuus. 'n Man het maandag in die Landdroshof in Vicksburg verskyn op 'n aanklag van strafbare manslag nadat hy glo per ongeluk die 12-jarige Bind Amatula van Kreersdorp doodgeskiet het. Die voorval het tydens 'n jagtog op die plaas Franshoek plaasgevind en die beskuldigde Ridwan Makada is op borgtog van R1000 vrygelaat. Hy moet weer op 22 Julie in die hof verskyn. In politieke nuus het Liam Jacobs, die 25-jarige politikus van die PA, gister aangekondig dat hy hom weer by die Demokratiese Alliansie aansluit. Hy is deur onder andere Jordan Neal-Lewis, die leier van die DA en die burgemeester van Kaapstad terugverwelkom. Die polisie in Hoedspruit het die naweek dagga met 'n straatwaarde van R11 miljoen onderskep. 3 verdagtes is in hegtenis geneem nadat lede van operasie Chanela 2, 'n Toyota Quantum minibus en 'n Hyundai sedan op die R527 naby Snykpark deursoek en 130 sakke dagga gevind het. In Benoni het 'n personeellid by 'n Woolworths winkel Sondag alarm gemaak oor 'n verdagte voorwerp in 'n yskas. Rachel Alberts, woordvoerder van die kleinhandelgroep, het bevestig dat die voorwerp wat deur 'n koper agtergelaat is nie gevaarlik was nie en geensins 'n ploftoestel was nie. In Mosselbaai is 5 mense in hegtenis geneem na aanleiding van xenofobiese geweld wat die afgelope naweek 2 lewens geëis het. Die ANC-lid van die provinsiale wetgewer Cameron Dugmore sê die geweld het uitgebreek na botsings tussen gemeenskapslede en Mosambiekse burgers wat deur 'n plaaslike konstruksiemaatskappy aangestel is. Die petrolprys styg vannag tot sy hoogste vlak, nog met 'n verhoging van R1.43 per liter. Volgens die Departement van Minerale en Petroleumbronne gaan die petrolprys vir Junie R28.06 per liter wees, in Gauteng R27.19 aan die kus, terwyl diesel met 'n swaar inhoud van 0,05% R27.93 in Gauteng gaan kos en R27.05 aan die kus. Die vorige hoogste petrolprys was in Julie 2022 toe die oorlog tussen Rusland en Oekraïne die petrolprys bo R26 per liter laat draai het. In die Laagveld word inwoners gewaarsku om waaksaam te wees nadat 2 leeu's uit die nasionale Kruger Wildtuin ontsnap het. Sipho Shingube van die Mpumalanga Toerisme en Parkeraad het bevestig dat 1 mannetjie suksesvol gevang is, maar dat die ander een steeds vermis word nadat spore in die uitkykgebied hier by Mbombela gevind is. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku dat 'n koue front vanaf Woensdag wyd verspreide koue, nat en winderige toestande na die land bring. Terwyl sneeu in bergagtige dele van die Oos-Kaap, Noord-Kaap en Wes-Kaap verwag word, sal Pretoria en die res van Gauteng ook 'n merkbare daling in temperatuur ervaar. In Laudium, Pretoria is die liggaam van 'n onbekende wit vrou maandagoggend in 'n oop veld teenoor 'n Kiprienstraat gevind. Polisiewoordvoerder kaptein Johan van Dijk het bevestig dat sy 2 skietwonde aan die kop opgedoen het en dat 'n ondersoek tans aan die gang is. Die Tshwane Raad het die weg gebaan vir 'n openbare deelnameproses oor die moontlike hernoeming van die Wonderboom lughawe. Terwyl voorstanders aanvoer dat die lughawe se internasionale profiel sal verhoog, het opposisiepartye soos die DA die skuif gekritiseer en gesê die fokus moet eerder op infrastruktuur, onderhoud en finansiële volhoubaarheid wees. Die uitsaai veteraan Frikkie Wallis en ook 'n oud kollega van my is Sondag aand op die ouderdom van 74 in die Blouberg Netcare Hospitaal oorlede. Wallis, wat bekend was vir sy daaglikse die dag wat was brokkies, het 'n loopbaan van meer as 50 jaar in die media gehad en word deur sy vrou Maria Davel Wallis en seun Johan oorleef. Die aanklagkomitee wat die Phala gebeure gaan ondersoek sal deur Makashule Ghana van Rise Mzansi gelei word.
Hy is gister as voorsitter verkies nadat hy die steun van 19 lede van die parlement ontvang het, met die ANC en die DA wat onder meer vir hom gestem het. Die Departement van Basiese Onderwys het 'n onafhanklike regsfirma aangestel om beweringe te ondersoek dat die sperdatum vir die indiening van handboekmonsters onreëlmatig verleng is. Minister Sifiwe Garuwe het die ondersoek gelas nadat kommer uitgespreek is dat sommige uitgewers onregverdige voordele ontvang het tydens die verkrygingsproses vir die grondslagfase. In Darling in die Wes-Kaap staar 'n 46-jarige vrou, Natasha de Bruin, moontlike amputasie van haar regterarm in die gesig na 'n wrede aanval deur 'n Rottweiler. De Bruin is tans in die Parel Hospitaal waar sy reeds 2 operasies ondergaan het en wag op 'n veloorplanting nadat die hond haar verlede maand aangeval het. Inwoners van Hannover Park in Kaapstad steun 'n voorstel vir 'n aandklokreël om 6:00 saans om kinders van die strate af te hou. Die inisiatief wat deur Action SA die inisiatief wat deur Action SA lid van die parlement, Darlene James, bekendgestel is, volg op kommer oor stenigingsvoorvalle en bendegeweld in die gemeenskap. Die Verenigde State in buitelandse nuus het aangekondig dat hulle radar- en hommeltuigterreine in Iran gebombardeer het, nadat Iran verlede naweek 'n Amerikaanse hommeltuig afgeskiet het. Iran het intussen met missiele op Amerikaanse soldate in Kuwait gemik, maar die Amerikaanse weermag het bevestig dat hulle die missiele onderskep en vernietig het. 'n Regter in Utah het beslis dat die voorlopige verhoor van Tyler Robinson, wat beskuldig word van die moord op Charlie Kirk, openbaar sal wees. Robinson se verdedigingsspan het probeer om die verhoor agter geslote deure te hou, maar die regter het beslis dat die publiek en die media die reg het om die verrigtinge by te woon. 2 moontlike gevalle van Ebola in Brasilië is uitgesluit nadat albei pasiënte negatief getoets het vir die virus. Die pasiënte wat in Sao Paulo en Rio de Janeiro gemonitor is na hulle terugkeer uit Afrika, het koorssimptome en diarree getoon, maar dit is bevestig dat hulle aan ander siektes soos meningitis en malaria ly. 'n Amerikaanse appelhof het beslis dat die beleid van president Donald Trump om transseksuele troepe uit die weermag te verban die grondwet skend. Die hof het egter in 'n verdeelde besluit bevind dat die administrasie nie reeds dienende soldate mag ontslaan nie, terwyl die kwessie oor nuwe rekrute na die Amerikaanse Hooggeregshof verwys kan word. 'n internasionale hof in Den Haag het beslis dat die Verenigde Koninkryk nie meer as 100 miljoen Britse pond aan Rwanda terug hoef te betaal vir 'n gekanselleerde deportasie-ooreenkoms nie. Die permanente hof van arbitrasie het Rwanda se finansiële eise verwerp en bevestig dat Londen nie kontraktueel verplig is om betalings te maak nadat die plan in 2024 gestaak is nie. En ten laaste het ons vir Shandotron nodig vir hierdie storie. In 'n skokkende voorval in Butler County, Pennsylvania, het die 48-jarige Eric Pierswe sy gesinshuis met 'n graafmasjien aangeval, nadat sy vrou laat weet het sy wil hom skei. Volgens berigte het die man na 'n aand van drinkery vir sy vrou gesê, as dit verby is, sal ek die huis afbreek, waarna hy in die konstruksiemasjien geklim en begin het om die struktuur te verwoes. Sy vrou en sy 2 kinders was nog binne die huis toe die vernietiging begin het. En die klanke van die sloopwerk kon tydens die vrou se angstige 911 noodoproep gehoor word. Hy het die huis na die voorval verlaat, sy gimnasiumsak gegryp en dorp toe gery waar hy deur die polisie in hegtenis geneem is. En nou staan hy tereg op aanklagte van insluitend die veroorsaking van 'n katastrofe, die roekelose gevaarstelling en wanordelike gedrag. En ondersoekers het aangedui dat die strukturele skade so ernstig is dat die huis waarskynlik in sy geheel gesloop sal moet word.
Nou sê hulle mos altyd, the wrath of a woman scorned. Hulle het nie 'n idee nie.